Dankie vir jou tyd, dankie dat jy ingekom het. Dis hier, Jacques. Vertel ons jou storie. Waar het jy groot geword? Pad wat jy gestap Born het and tot bred hier hier? in Claresholm. Laerskool, Lahof, hoërskool tegnies. Gegaan vir die agtergrond en opsigte van die tegniese, ek hou om vir my hande te werk. En toe ek daar klaar is, toe die Universiteit van Pretoria toe gegaan, landbouekonomie geswat. Dadelik teruggespring in die plaas in, begin met ons het 'n redelike suksesvolle melkery gehad. En ons Dit is die ook in fondasie van die boerdery. Dit was die beginpunt, of my pa's redelik al lank in die hoenderbedryf en ek dink daardie liefde vir die hoenders ingekom. Al van standaard 3 jaar was ek al in die hoenders betrokke in 'n ou stoortjie groot gemaak en ja, soos ek sê universiteit toe het ons begin uitbrei en ek het die geleentheid gehad om saam met die besigheid 'n besigheidsplan op te stel Ja. vir die hoenders vir een van ons uitbreidings wat ons gehad het. Okay. En ja, van daar af, toe sien ek in die melkery, as jy dit vergelyk met die hoenderbesigheid, is die hoenders net meer Is lekkerder en meer winsgewend. Ja, meer winsgewend, meer tegnologie, meer gedryf, nie so intens soos die melkery, wat jy die hoenders is ook 365 dae 'n jaar, maar die melkery op 'n Sondagmiddag vang jy 'n bietjie partykeer veral met die werkers. So die werkers het 'n impak daarop gehad. En ja, ek het 'n liefde vir ontwikkel vir die pluimvee. En van daar af het ons gegaan, ons het gegroei as besigheid en in 2015 het ek bietjie uitgebrei na my eie besigheid, African Poultry Solutions, wat ons vir die boere, ek het 'n nut gesien waar ek boere kon help. Van die universiteitsdae af toe ek teruggekom het ek begin al bietjie voelers uitsteek om te sê maar hoe kan ek in 'n konsultasiebasis boere help. Want jy het toe nou obviously agtergekom, jy het nou ietsie al vandat jy 11 jaar oud is, dat jy Ja, sekere dinge verstaan jy weet hoe dit werk en die ander manne snap dit nie so lekker. In 2006 het die Suid-Afrikaanse mark redelik oorbeweeg na die omgewingsbeere toe, waar die ou seilhokkies nie meer ekonomies vatbaar was nie. Die hoenders per vierkante meter wat jy geplaas het, was nie equalisous werd vir die investment wat jy gedoen het nie. So ek wil sê omdat daar nie tegnologie toegepas geword het nie, en dit het 'n groot leemte geskep, want toe kom al hierdie tegnologie, maar die ouens verstaan dit nie. Okay, so dit was 'n baie styl leerkurwe. Dit was 'n styl leerkurwe en ons was gelukkig of ongelukkig en gelukkig een van die eerste ouens wat die omgewingsbeheerhokke in die Noordwes omgewing opgesit het. En ons het baie gesukkel. So toe het ek onmiddellik besef maar hoorie, so dis nie net ons wat daar's ander boere wat ook sukkel. Hoe lyk daai kleer gou daai prentjie in? Jy weet waar daai hokke vandaan gekom? Wat was, ek wil sê definieer nie maklik. Wat was die probleme? Die omgewingsbeheerhokke het die hele ventilasie konsep. Jou seilhokke is natuurlike ventilasie, so jy hang af. Ek meen 'n dag vandag wat 38 grade buitekant is. Partykeer waai die wind, dan is jy gelukkig, maar partykeer waai die wind nie. En dan is jy letterlik braaikyker. Jy het letterlik braaikyker. So ons kan bietjie in die tegniese goedjies ingaan van die hoender. 'n Hoender het nie 'n sweetgaatjie soos 'n mens nie. So alhoewel hy kan homself afkoel is deur ons noem dit pant. So hy maak sy bekkie oop en hy begin te pant. En die moment 'n hond, nee, ja, presies soos dit. So sê hy verbrand energie deur te pant en dan werk jy sodra dit gebeur, verbrand hy energie wat hy eintlik in 'n voer omset kan omsit. Wat hy eintlik kan gebruik om te groei. En hy eet die wins op, ja. So dis waar die omgewingsbeheerhokke ingekom het om te sê maar ons beheer nou die omgewing waarna hy is. Maar die ventilasie konsep van nou sê toe, jy moet 'n sekere hoeveelheid ventilasie in die hok inbring om die omgewing te beheer. Ja. En dan saam met dit kom verkoeling. Soos ek nou het gesê, hoender het nie so 'n gaatjie nie. So al hoe jy hom kan afkoel is met wind. Nou hang op wat se ras jy mee boer. Jy kry 'n fast feathering, 'n slow feathering hoender. So jy het 'n sekere windspoed wat jy oor hom moet trek. As hy kry nou te koud of wat? Dan kry hy te koud of hy kry te warm. So ons het 'n duimsuig reël in die teorie wat ons sê vir elke 1 meter per sekond wind wat jy oor hom trek, koel jy hom met 3 grade af.
jou hoksierekenaar sê vir jou 30 grade, maar jy trek 'n meter per sekond oor hom, dan voel hy eintlik 27 grade. Dis soos 'n wind chill. Ja, 'n wind chill. Ja, dit is 100%. Die rekenaars het 'n wind chill factor in hulle ingebou. So Ja, maar as die aircon is aan en jy yes, dis 'n ding wat beweeg. die groot probleem waarmee die ouens gesukkel het is dis dieselfde jy ry in jou kar. Jy het jou waier op maksimum spoed en nou sit jy ewe skielik die aircon aan en dan voel jy maar jy's nou kry ek koud. Ja. So waar jy eintlik jou waier moet afstel na een toe, jou aircon moet aansit en net 'n geleidelike verkoeling hê oor dit. So die ouens het in die begin verskriklik gesukkel, veral aan die einde waar hulle die hoenders gechill het. En die hoender het 'n daai Hy dooi of wat? 3 grade wat jy gedink het, ja, hy gaan fisies, hy groei nie meer nie en jy chill hom. So hy gaan lê plat op die grond, hy eet nie, hy drink nie. En dan ons Ek wil ons sê het 'n die siekte. polisie die vries is Dit is dit en dit is die ons het 'n siekte in daai tyd gehad en dan ook die hoë bo seevlak, die altitude. Hier by ons is suurstof 20% daar rond, so jy waar jy by die kus op 22%. So die ouens wat die hokke in die kus gesit het baie gemakliker deur dit gekom. Ons moes meer ventileer om te kompenseer vir daai ja. vir daai suurstoftekort, selfs as die ouens met die rugby speel. Ja, natuurlik. En dit het gemaak dat die hoenders 'n siekte gekry het in opsigte van hulle noem dit 'n ascites, waterpens. So ons spot altyd by die boere wat hierdie groot pens het. Ek het ook 'n lekker pensie. Wat ons gesê het, ja, jy het nou lekker waterpens, maar dit is wat basies sy organe werk so hard dat hy 'n vloeistof begin ontwikkel in die maag en die buik en dan hoe meer vloeistof ontwikkel, hoe meer druk plaas hy op die ander organe en dan dooi hy. So en so het dit gekom dat die rasse begine adapt het. Hulle het begine hoenders ontwikkel. Wie dryf daai R&D in terme van die Dit hang op wat sy ras jy vat. So in Suid-Afrika op die oomblik is daar's Ros, Abereikers, Kop en dan het daar nou 2 nuwe rasse ingekom, Indian River en daar's nog enetjie wat nou bygekom het, maar dit hang af die Avigen brand wat Ros en Abereikers doen, hulle sit in Skotland en hulle dryf dit. So hulle het inteendeel het hulle 'n lyn wat spesifiek vir Suid-Afrika ontwikkel is. Pragtig. En Skotse dis hulle hoofkantoor is in of die labs en die goedjies en die parent stock soos ons dit noem sit in Skotland. Is dit maar dis nie noodwendig dat Skotte hoendervreters is nie. Nee, Dis net die ja, breinste daar. Wat hulle gewoonlik doen is hulle gaan kyk waar is die omgewing die gemaklikste. Daai parent stock was verskriklike dierhoenders. So en ek meen hulle teel hulle vir 'n sekere doeleinde. Soos wat ek sê, hulle teel hulle op 'n hoë altitude om te kyk na die suurstof, hulle kyk na die borsvleis, hulle kyk na die voete. So hulle sal hom rondskuif in terme van waar hulle hom toets. Waar hulle skuif maar daarso in Amerika is daar 'n klomp van die plase. So dis maar reg oor die wêreld is daar van die parent stock. Hulle kom Abereikers wat ons is deel van die CBH groep, ons familieplaas nou waarvoor ons hoenders groei. Hulle is so 4de grootste in die land. Jy kry jou Astral, dan kry jy Rainbow, dan kry jy invoere. Wat ek hoor is maar Suid-Amerikaners wat ja, dit hang af. Dit gaan van tyd tot tyd. Ek meen Europa, hulle sal die mark vat van tyd tot tyd. So nou die Abereikers brand byvoorbeeld ook nou CBH waarvoor ons groei is 45-50% van hulle mark gaan KFC toe. So hulle het 'n spesifieke lyn geontwerp die ras vir 'n KFC hoender. Groot bors meestal. Nee, ek weet as jy dis baie interessante konsep met die KFC. Jy verkoop hom hulle verkoop hom KFC per kilogram, KFC verkoop hom in 'n porsie. En 'n streetwise 2 of 'n streetwise of 'n ja, jy weet nie eintlik wat hy jy koop nie 'n kilogram nie. Ja. So ons slag op die oomblik verskriklik jonk. 30 dae, 29 dae, 31 dae. Wen omdat KFC per kilogram koop maar hulle verkoop maar 'n porsie, soek hulle 'n kleiner porsie. Ons mark ten opsigte van die demografie ook as van die ouens in die winkel instap en hulle koop hierdie sakke hoenders. As jy mooi gaan dop, hulle gaan tel altyd, hulle voel in die pakke. Hulle kyk nie hoeveel kilogram is hulle voel in die pakke om te sê ek raai maar hoorie so ek het 'n huisgesin van 5
elkeen moet 2 porsies kry, so ek wil ten minste met daar 10 porsies in wees. So Meanwhile back at the ranch is dit dit is 300 gram minder. dit is Maar hulle kleiner. weet nie. As jy Baie KFC, interessant. ek ben KFC het 'n dis eintlik 'n internasionale maatskappy en jy verwag soos 'n Big Mac het almal dieselfde grootte wees, Ja, maar maar dit dit is is as nie- jy kan na Amerika se KFC gaan en dan gaan jou porsie 'n dubbel groot porsie wees wat jy om hier gaan kry. Maar dit is net om aan te pas met die demografie en die mark. Ja. Wat is het julle ek wil sê in terme van hoenderbesigheid, soos jy Graan SA het vir die graanboere, het julle so iets? Ja, die SA Pluimvee organisasie is daarso. Dit is maar histories. Ekskuus. Die histories is hulle maar nog Ja, altyd hulle is nog altyd daarso en hulle hulle doen 'n verskriklike goeie werk, veral die ou wat nou in beheer is van die Fair Play Movement is Isak Breitenbach. Hy was lank terug hy was omtrent deur al die maatskappye, hoofmaatskappye gewees, so hy het 'n verskriklike ervaring opgebou en ken die bedryf van heel agter tot voor. Wat is Fair Play? Fair Play is 'n organisasie wat reeds die invoere bestudeer en dan ondersoek. So dit is hulle noem die Fair Play Movement, dis op Facebook en al die ander platforms. So hulle ondersoek hoeveel porsies kom in 'n jaar of in 'n maand en watse porsies kom in en dan probeer hulle om policies te skep om dit te breek. So hulle werk nou met die regering. Fokus verskriklik op werkskepping. Ja, want dit is die groot ding, want jy praat nie net van dis 'n verskriklike groot waardeketting wat jy mee werk, van die voermaatskappye, die hatcheries, die breederplase, die broilerplase, die abattoirs. Dit is Het julle idee wat daai waardeketting werk? Jong, ek gaan lieg as ek vir jou sê. Nee. Ek sit net en dink ook, wat sal hy se persentasie as sê maar met graan ja, of kom ek sê vir jou, met ek meen druiwe? as ons net na vleis kyk, ek meen pluimvee Bietjie appels met appels. is die grootste of die verkose vleis wat ons En ons voer ons uit. Van tyd tot tyd is daar ouens wat spesifiek uitvoer, borsvleisies en goedjies, maar dis min. Tafeleiers en hatchery eiers sal hulle uitvoer, maar was dit ons buurlande nie regtig op in Europa of so. Ja. Nee. Ek het snaaks genoeg, ek het gister het ek met die Britte gesels, is hierdie attaché, is die girl wat nou in charge is van Afrika, ek wil sê die kontakpunt wat landbou, maar lyk my daar's 'n groot skuif veral jy weet in Europa, Engeland na meer gesonder vleis, so die oplewing van lyk my die volstruisvleis huidigelik as jy wil uitvoer moet hy semi gekook wees. Ja. En hulle nou lyk my 'n nuwe deal wat hulle jy weet wat jy nou die rou vleis kan uitvoer. Dit lyk my as 'n groot behoefte aan volstruis en natuurlik wildsvleis. So met jou soek lean en hulle soek 'n storie. Jy weet hulle soek 'n storie. Ja, dit is as daar's altyd hierdie konsep ten opsigte van jy koop 'n porsie in die winkel en jy sit hom in jou braaipan en ewe skielik shrink hy 50%. Daar's 'n wanpersepsie ten opsigte van dit. Maak nie saak wat se porsie jy gaan koop nie. As jy ontslag partykeer vir onsself. Ek meen ons vat daai braaikyk waar daai die hok uitkom en ons sê okay, ons slag 10 hoenders en ons maak 'n braaipak daarvoor. As jy daai braaipak eet, moet jy hom so peper met die sous. Dis 'n droë vleis. Enige pluimvee wat stryd uitkom is 'n droë vleis. So die ouens marineer die vleis. Dit is nie die konsep van spuit is 'n anti-hoender slogan as jy dit nou kan so kan sê. So die marineer is eintlik maar die verkose te sê ding. Daar is nie regtig daar is sekere perkes op watse porsies jy op sekere persentasie kan marineer. Vol gaan spuit. Ja, maar ek meen jou en die meeste van dit is net om die vleis te versag of 'n spesifieke lemon and herb of 'n botter of 'n smaak aan hom te gee. So en dan kry jy nou die invoerouens wat dit ook wel doen wat porsies inbring, ontvries hom, spuit hom en druk hom weer in die mark in. So ons moet kompeteer teen daai ouens. Ons moet kompeteer teen subsidies wat gegee word aan die Europese boere. Ek meen hulle
park hulle 100 trekkers in die straat as hulle subsidies gekrimp. Ons kan dit nie doen nie. Ons moet maar net die mark speel soos dit is. Ek sê altyd hulle praat altyd van die poultry belt. Ons sal net nou aankom met Georgia. Ja, ek wou net sê dit sluit nou mooi aan. Dit is die poultry belt in Amerika. Nou as jy nou vat by ons sê ek altyd Noordwes is vir my die poultry belt van Suid-Afrika. Maar daar is, ek meen dit is jy in die Kaap en Durban, veral Woester omgewing, in die Kaap en Durban, PE is daar groot maatskappye en is daar baie hokke. Bronkhorstspruit uit, daai kant toe is daar redelik baie hokke. Magaliesburg, Talton. Is dit maar die ouens probeer net by die groot afsetpunte naby die groot senters? Dit is die groot ding. So almal probeer naaste by aan Gauteng kom vir die verspreiding van die hoender. En dis 'n positief en 'n negatief. As mens kyk wat verlede jaar gebeur het met die voëlgriep, die maatskappy soos ek weer eens gesê het, Countryburg Holdings, se hoenderafdeling, hulle is 'n klomp maatskappye, hulle het NutriFeeds, Supreme is die hoenderafdeling en hulle sit met al hulle hulle breeder sites is redelik ver weg van ander breeder sites. So hulle was gelukkig geweest dat nie een van hulle breeder sites gebreek het met voëlgriep nie. Ek verstaan, so dis En almal het lank terug toe 20 jaar, 30 jaar terug toe die sites opgesit het. Hulle is heeltemal, wat doen julle? Dis ver van alles af. Wat doen jy? En Kevin James wat die eienaar is van CVH het net daai visie gehad. Hy het nou sy return gekry. Hy het sy return dubbel en dwars gekry ten opsigte van dit, want ja, soos ek sê, dit is ver weg van als die ander ouens het regtig gebloei. Sure. Met die voëlgriep. Wat is jou so een van die boere het snaaks ek het vir wat is dit Herman hè? Ek was twee Hermanne, dis hoekom ek heeltyd dis weer, twee Hermanne, dan vergeet ek wat is hulle name. Toe vertel ek hom van hierdie ander boer wat die hoenders rus, dan word hulle gesond. Ek het nou vergeet dat dit 'n naam vir dit, maar hy sê wat hulle toegepas het want om dit nou weet ek nie, dis interessant, ek wil nou hoor wat sê jy. So hy sê as jy 'n mens is, jy kry griep, wat doen jy? Jy gaan rus. Ja. So dat die hoender gerus is eerder van hom dood te maak. En toe word die hoenders gesond. Ja. Wat is die ek wil sê is dit 'n geleentheid, is dit 'n probleem? Veral op die braaikykers en ek meen enige breeders, die leiers, almal van die hoenders moet slaap. As jy hom adlip begin voer, soos dit jy 'n bees by 'n voerkraal adlip, ek meen hulle rus ook. Ons het ligprogramme wat ons die hoenders laat slaap. Gewoonlik die eerste dag gee ons hulle 24 uur lig en dan is daar verskillende ouens met hulle eie secret wat hulle het. Die eerste 7 dae step hulle hom op 1 uur slaap, 2 uur slaap en dan so gaan hy aan. Maar die hoender is verskriklik slim. Ek meen as jy kyk na hoekom kraai die hoenderhaan nog voordat die son op is wat ons kan sien, sy ligspektrum, die spektrum wat hy sien. As jy mooi kyk na ons spektrum loop hy soos 'n klok, maar hulle klok begin al baie vroeër en sak baie laer. So hy sien al lig nog voordat ons dit sien. En as jy 'n slaapprogram vir 'n hoender skep en jy sê vir hom hoor sommer elke aand 8 uur, kan jy waterinname en voerinname sien, maar daai hoender begin al 7 uur. Toe sê okay, maar ek gaan oor 'n uur slaap. Hy het nie horlosie. Hy het al lank al die lig. Hy het nie, maar hy het nie horlosie nie, maar hy sens dit en hy ken sy tyd. My hemel. So dis baie interessant en daai slaap is nodig vir hom om te rus. As weer eens om terug te kom ten opsigte van die asitis of die ascites in die waterpens wat ons vroeër gepraat het. As jy 'n hoender 100% lig gaan gee en jy sê vir hom hoorie so jy gaan nooit slaap nie, begin hy is asitis ontwikkel. Want die organe hardloop en hulle wikkel en hy groei en hy groei en hy groei. So ons laat rus hulle op dit om te sê jy rus hom omdat die densiteit van die hoenders in die omgewingsbeheerhokke ook, dit is een van die groot voordele van die omgewingsbeheerhokke, jy kan meer hoenders insit want jy kan die klimaat beheer. So nou is die populasie bietjie meer intens. Siektes, nou kry enetjie se immuunstelsel is dalk bietjie en hy steek want hulle is 24 of 21 of 16 hoenders op vierkante meter en iewes skielik 2 dae dan begin hulle te vrek. So om te sê gaan hom rus en dit gaan hom dit gaan moeilik wees in daai opsig. Dalk miskien jou werfhoendertjies gaan dalk miskien, maar dit is maar soos enige om dit reg te kry. Ja, om dit reg te kry is maar weer eens jy gee antibiotika
en jy kry hom reg. Ek meen ons kan nie, daar is 'n groot dryf vir antibiotika vrye hoenders. Dis 'n baie nobel konsep, maar dit is nie altyd moontlik nie. Ons kom op die oomblik breedelik verlang vir 'n paar jaar nou al sonder dit weg. Om antibiotika te gee, maar as jy in die moeilikheid is en die hoenders word siek, jy kan niks daaromtrent doen nie. As daar 'n ligverwante siekte is, IB byvoorbeeld, dis 'n infectious bronchitis, dis maar soos 'n griep. As boer 15 km af met die wind is en ek het IB, gaan hy hom verseker kry. Hy waai hom soontoe. Hy waai hom soontoe. So en daarvoor dan behandel jy jou sekondêre. Jy begin infeksie kry en dan behandel jy met antibiotika. Jy kan dit nie keer nie. Wat is daai, so ek wil, daar's 3 goed. So jy het nou al reeds die een ding van uit 'n verbruiker oogpunt. Is jy spuit die hoender vol water. Okay, marinering. Nommer 2 is antibiotika, maar nou die vraag is wat is die impak op jy weet soos ons dit werk uit die liggaam uit. So wat is nou die negatiewe? Is dit alles mites? En dan nommer 3 wil ek sê is die good old free range. Ja. Ek sal amper al sê die derde, jy kan enetjie daar byvoeg, wat die ouens altyd opspring is maar jy gebruik groeipromoters of jy jy force feed hom nou. Ja, so die antibiotika, ons is verskriklik. Ek dink die ouens, die publiek besef nie die impak wat KFC op die braaikyk en boere het ten opsigte van gesondheid en algemene praktyk nie. Algemene gesondheid. Hulle druk daai hulle is standaard verskriklik streng. Dit is streng op 'n vlak wat ek dink niemand verstaan nie. Ons gee op ons endiehoenders obviously teen jou normale Camborra of Newcastle, dis die 3 belangrike en dan jou IB. En dit word maar gekyk in die omgewing waarin jy is. Maar as dit kom by antibiotika, is dit 'n no-go. So die ouens verskriklik, hulle druk wel voor, maar sê nou jy kry hoenders wat siek is, dan doen hulle gewoonlik 'n trek bloed, kyk waarvoor is jy weerstandig, of stuur die swabs in, sny die hoenders oop, doen 'n mortaliteit ondersoek en stuur daai swabs weg om te kyk maar hoorie so wat moet jy behandel. Dit is presies dieselfde as ons mens met penicillin. Ek meen, jy word siek, poep, hulle stamp jou penicillin, breë spektrum en jy gaan aan en iewes skielik is almal weerstandig teen penicillin. So dis dieselfde konsep wat ons doen en daar is seker navorsing wat sê ek raai maar hoe meer jy antibiotika by die hoenders gee, mense eet die hoenders, dan word die mens ook weerstandig teen 'n dis rarig so, maar dit word uit konteks uit. Dit word heeltemal uit konteks uitgeruk. Dit voel vir my is interessant dat jy praat nou van KFC. Ek het gister sien ek 'n artikel in die UK. Ek dink hulle spandeer 50 miljoen pond op hulle bemarking. Wat interessant is vir my, ek sit en dink dan kort hulle 'n bietjie beter bemarking om vir die publiek te verduidelik ons hoenders is nie. Dit is waar ek dink hulle point eers na KFC ek dink SA Pleinvee sal my seker skiet as ek dit sê, maar ek dink daar's 'n groot leemte in algemene bemarking of bewusmaking van waarmee ons baie negatiewe mites. Ja, daar soos en obviously almal gaan daarop spring. Dieselfde met die free range hoenders en almal wil daai hoender wat gras en skrop en te kere gaan en goeters eet, maar mense moet eet. Mense moet eet en ons populasie groei en dit is die goedkoopste proteïen op die oomblik. Dit is en saam met dit, ek dink wat jy het dit aangeraak, wat vir my verstommend is van 'n hoender is hy's so finietjie. So jy moet hom met handskoene hanteer. Jy moet hom jy moet hom juis. Dit is waar die omgewingsbeheer hokke soos vir die genetika gegroei het. Ek meen 50 jaar terug of 40 jaar terug kon jy 'n hoender in 'n stoor groot gemaak het soos ek vroeër gesê het en jy temperatuur het verskilllik gevarieer en daar het nie niks oorgekom nie. Maar so het hy nie okkie gegroei soos hy moes gegroei het nie. Soos wat die groei gedruk word en die genetika verander, so finietjie raak hy. So jou perke vir foute raak al hoe minder. En ek wil sê en so is sy behandeling beter. Dit is en
Dit is 'n hotel. Ja, dit is letterlik, ek meen sy water, sy kos is als daar, hy het niks, jy Sy- beheer sy- hom. sy temperatuur is Hy het 'n perfek. hol lewe, vir die kort rukkie wat hy daar is. Maar ek meen, so is enige iets. Ja, en dan die groei promoters, ek regtig weer eens, ek kan nie dink dat daar enigiets is ten opsigte van die genetika groei klaar so baie, dat die ouens fokus op die borsvleis, hulle fokus op sterker bene vir jou groter boutjie gee of wat ook al. Het hom nie gemanipuleer daar nee, waar hy dit staan is- nie. dit Hy is is nie- so dit is nie- hy word so gebore. Wat baie keer gebeur is, en dit is maar soos enigiets, is as ons 'n antibiotika gee, groei die hoenders gewoonlik 'n bietjie beter. En dit is net omdat hulle gesonder is. So Ek verstaan. dan daar sal ek sê, right, hoor hierso, jy het 'n groei promotor of jy het 'n groei effek op dit. Ja. Maar dis nie te sê ons gaan gee hulle nou elkeen 'n baie plas in die oggend en laat hy hardloop nie. So Ja, daar is vitamines. Ek meen vitamines gee ons baie boere glo daarin, redelik religiously, om elke in die begin van die 7 dae te gee. Vinnig interessante goedjies op die hoender daarso is, daar's net een ding wat 'n hoender se 7 dae groei klop, en dit is 'n kwarteltjie in Israel. Verder, ek meen ons kry hom op 40 gram gemiddeld op dagoud as hy die hatchery of hy die eier uitkom, en op 7 dae staan hy op 109, partykeer 200 gram. Pragtig. So dit is 5 keer. Dis 5 keer. Ons mik vir daai 5.1 ratio. Jy sê 'n kwartel in Dis Israel. 'n kwarteltjie in Israel is die enigste ding wat hom beat. Maar eet hulle die ding. Ja, daar is ouens wat by die kwarteltjies doen, maar ek meen dit is 'n finetjie, dis ook 'n Klink vir my ding, nou baie snaakse moeite ding, vir ja. min vleis. So dan die ander ding, eerste 48 uur daai hoendertjie by jou aankom, kan jy nie sy temperatuur beheer, kan hy nie self sy temperatuur beheer nie. So jy moet hom regtig, dis maar soos 'n babatjie ook. Ek meen hy kan nie, jy moet hom sy regte temperatuur vir hom gee. Hy kan nie sy eie liggaamstemperatuur beheer nie. Ander ding wat baie interessant is sê nou daai kykietjie kom in 'n hok en daar's 'n koue kol en hy lê op daai koue kol, sny hy sy bloedtoevoer af op sy bene om homself te beskerm teen die koue. En die oomblik wat hy dit doen, loop hy en hy gaan eet nie, en dan noem ons dit in non-starter, want hy kry nie, en hy so dis hoekom ons baie fokus op. En dis net 'n koue spot. Dis 'n koue spot in die hok wat jy wat jy het. So ja, dis die hoender is verskriklik interessante. Dis fascinerend hierdie. Maar okay, kom ons gesels 'n bietjie in terme van verskaffers, maar ook tegnologie. Jy het nou al aangeraak, jy het 'n baie interessante ding met Turkye. Jy weet so waar is die verskaffer? Staan 'n bietjie stil by Turkye ook. Okay, so ons in die land, ons is seker so 6-7 groot ouens wat verskaf in die land. Ek dink ek is so tweede jongste. In 2015 het ek oopgemaak. Die ouens soos Big Dutchman, Plasson, dis nou my mededingers, so ek boestel nou so 'n bietjie, maar hulle is al 70, 80 jaar in die land. So hulle is redelik. Big Dutchman is kom van Duitsland af. Plasson is 'n Israeliese maatskappy. So toe ek my besigheid begin het, moes ek gaan kyk het maar wat is vir my, waar kan ek my pakkie wat ek optimale oplossing. Ja, waar kan ek dit vandaan kry? So obviously daar's nie 'n one-stop shop nie. As jy, dis maar soos karre en enige ding, as jy een kar gery het wat aan al jou behoeftes voldoen, so almal hom gery het. So absoluut. daar is elke boer het sy eie preference ten opsigte van tegnologie en produkte. So ek het op 'n maatskappy uitgekom in Turkye, Tafsan. Dit is hulle. Hoe het jy hulle gekry? Jong, dit was deur 'n vriend. Ons het in 2014 moes ons hoenderhokke gebou het, en soos wat die kostes opgegaan het ek net vir myself gesê, maar hoor hierso, dit maak nie die kolishuis werd om by een van die ander maatskappye te koop en op te sit nie. Die kostes was hoog geweest. En is dit maar juis oor wisselkoers en so aan? Wisselkoers en dan ja, algemene invoerkostes, wat dit net onmoontlik gemaak het, boukostes om net so vinnig af te dwaal daarvan af. Jou hoenderhokke kom in 2 komponente, jou struktuur en dan jou toerusting. So jou buitegoed, jou binnegoed. En jou struktuur was gewoonlik, dit was altyd so 60-40 verhouding geweest. Jou struktuur kos 60% van jou projek, binnegoed 40%. En ons hardloop nou al op 77%. Jou struktuur word al hoe duurder.
So ons gaan net nou daar 'n bietjie aanraak ten opsigte van die tegnologie, maar toe een van die ouens wat by CBH is, George se Kok, hy is die agri-direkteur by CBH Supreme, hulle sit hier in Potch. En ek gaan praat met hom, hy sê oor die kontrak uit en ek sê toe vir hom, "Jesus, maar ons wil graag vir julle uitbring. Ons wil dit, maar die sommetjie klop nie." Ja. En hy sê vir my, "Maar kom kyk jy nie na hierdie maatskappy nie. Hy het redelik 'n paar jaar in Rusland gebly vir een van die Avigen maatskappye en hy sê, "Jesus, hy was nogal redelik beïndruk met hulle produkte." Hier is van die ouens in Suid-Afrika wat bietjie van hulle produkte invoer, maar nie die totale pakket nie. En baie belovend gelyk, my pa bietjie oorgestuur en vir hom gesê gaan loer bietjie daar en maar hy's redelik perfectionist as dit kom by van die goedjies. En terugkom en gesê maar hy sien niks fout daarmee nie. Hy sien niks fout met die produkte nie. Maar Sure. Obviously ding wat voor jou staan, kan jy nooit 'n leeftyd aan koppel nie. So toerusting het gewoonlik 'n 10 tot 15 jaar leeftyd. Gister het 'n interessante sêding gehoor by een van die ouens wat gesê het hulle boer die wet uit hom uit. So daar is ouens wat die produkte redelik lank druk, maar dit is waarna ons kyk. En met hulle in kontak gekom en hulle gevra hoor hierso maar ons wil die produkte invoer. En die goed het ingekom en ons is baie tevrede gewees. En so het dit aangekom dat ek gesê het maar hoor hierso is 'n geleentheid vir my. Ek het al by soveel boere gekonsulteer wat hulle vir my sê maar kan ons nie weer koop of hoekom begin jy nie 'n maatskappy nie? En die geleentheid gesien om aangegryp, oorgevlieg Turkye toe. Eienaars gaan sien my plan voor hulle gelê en ja, toe sê hulle vir my right, as ek die totale pakket vat, dan sal hulle die ander outjies los wat in Suid-Afrika bietjie invoer en dan kan ek die totale pakket vat. So toe ons begin om hulle totale pakket te vat, hulle is verskriklik goed met injection molding. Daar is nie een verskaffer in Suid-Afrika wat hulle eie injection molding doen op voerpanne, die inlate op die omgewingsbeheerhokke. So daar's nie regtig al die ouens in Suid-Afrika voer in. Daar's nie een ou wat self goeders maak. Daar is hier en daar's 'n jou staalprodukte word lokaal gemaak. Maar jou plastiek is als ingevoer. So mold, voerbak bestaan gewoonlik uit so 4 of 5 parte. En een van daai parte se mold is €1 miljoen. Dit is 'n verskriklike 'n dierbesigheid. Die ouens in Turkye, Tafsan het daai tyd regeringsintensief gekry om uit Istanbul uit te trek, want Istanbul het te klein geraak vir die fabrieke. Ja. En deel daarvan was gewees maar hierso is vir hulle geldjie gaan groot en hulle het baie geïnvesteer in hulle plastiekprodukte so dat hulle vir meeste van die Nederlandse maatskappye produkte maak. So jy koop 'n Nederlandse produk wat jy dink is die produk en dan kom hy eintlik uit Turkye. Ek wil sê hy het 'n Nederlandse badge op hom. Hy het 'n badge op, of sy kleur verskil of enigiets. Ja. So ek is baie trots op my produkte. Wat staan gou vinnig stil by Turkye? Wat is daai ek het nou voor die tyd sê ek vir jou wat my persepsie is van Turkye. En as ek sien net mooi strande en vakansie. Nee. As jy sien die lugballonne, almal sien altyd die idilliese vakansies en die goedjies. Turkye is vir my so groot land van geleentheid. Ek dink nie die ouens besef die geleentheid wat daar is in Turkye. Is dit net weer om ek wou halwe vir die ongelooflike geskiedenis. Jy weet, ek was hulle die Constantinople, nee, die wêreld geraak. Middelpunt van die wêreld. Van die wêreld gewees. So jy het obviously daar's 'n sekere kennis wat met honderde jaar, duisende jare kom. Speel dit 'n rol? Ek weet nie, dis baie interessant ten opsigte van hulle is 'n baie trotse nasie. Jy sal nie somme in enige Turkse winkel instap en dan gaan jy jou beld omdraai of 'n dingetjie leerproduk koop en dan gaan daar staan Made in China nie. Ek sien. As jy sê as jy hom omdraai staan dan Made in Turkey of Made in Istanbul. So hulle is baie trots. Hulle haat dit as daar 'n produk is en ja, so hulle is verskriklik innoverend. Die bemarkingskonsep wat hulle het met hulle produkte is mind-blowing. As jy in die strate in Istanbul loop, ek noem dit altyd dan sê ek hierdie is die musiekstraat en hierdie is die leerstraat, hierdie is die diamantstraat, die goudstraat, die silwerstraat. Industrie-spesifiek. Dit is industrie-spesifiek en jy kan nie dink maar hoor hierso ek sou redelik 'n kleintjie dood kry as my
een van my grootste mededingers langs my 'n winkel oopmaak. Maar vir hulle is dit okay, dis 'n one-stop shop. Die ou kan van een winkel na 'n volgende winkel toe gaan en sluit. Hulle is verskriklik goed met hulle ingenieurswerke. Hierdie groot ingenieurs, lasercutters en 3D printers en CNC masjiene. Die Durham is een van hulle groot produkte. Jy sal in die CNC masjienstraat inry, dan adverteer hulle hierdie groot boksmasjien onder spreiligte soos wat hierdie kar showroom is. My hemel. Al die ingenieurs raak baie opgewonde. Dan as jy daar dis wow, dit is amazing. So jy in terme van hulle besigheidsvermoë, is dit ingenieurswese as jy een ding moet uitsonder? Ek sal een ding ingenieurs en innovering. Net om probleme op te los. Dit is die eienaar van Tafsan is 'n oomie wat ek dink hy's nou 82 jaar. Gaan elke oggend werk toe, elke oggend by die fabriek. Sy eerste plastic injection molding was 'n kam geweest. So in ek dink 60, 70 jaar terug. So hulle druk redelik die grense as dit kom by innovasie. Hulle het hulle eie busse, hulle het hulle eie trekkers, hulle eie goedjies en dis waar ek sê, jy weet, jy sien nie daai goed hier nie. En dan sê ek al soveel geleenthede, die tekstielbedryf is verskriklik groot. Ja, dis 'n belangrike brokkie nuus want soos ek sê, dis weer wat mense in jou kop 'n persepsie het. Ons vlieg nou eerste week in April gaan ons vir die EuroAsia Solar Skou. Want en dis die grootste EuroAsia skou in Europa, Asië wat daar is. So dis vir my 'n middelpunt van tegnologie wat beskikbaar is. Die ouens van China kom soontoe. Europa se ouens kom soontoe. Ja, baie mense weet dit nie, baie kinders, ek sê altyd vir my kinders, jy moet weet dis die enigste land wat in 2 kontinente is. So jy die Europese kant en jy die Asiese kant. So ja, dit is ja, baie interessant. Baie interessant. Jy sal nooit in jou lewe ek dink jy gaan so 'n paar jaar nodig hê net om in Istanbul deur te werk, never mind die hele Turkye. So ek is baie passievol oor daai land. Ek het gister hierdie gesprek gehad. Ons praat toe oor so ek sê ek met die Britte gesels. En ek het 3 jaar gelede ontmoet ek 'n Britse egpaar hier op in die Bosveld. Oor die Pommy aksente. Ek sê toe, wat doen julle? Nee, hulle vier hulle verjaarsdag hier, is 'n spesiale plek daar, Molle. En ek sê, waar bly julle? Nee, hulle bly in Turkye. Ek sê toe, waar? So lyk my as ek nou reg verstaan is so 7 uur. Ek sê mos nou afvlieg, wat is die vakansie? Ja, Izmir, soos dis mos nou nie populêr. So lyk my nou van Izmir af, nou verder wes, lyk my is daar nou area langs die kus, daar oor die berge, maar toe sê hulle vir my, daar bly duisende Britse afgetrede egpaar. Hulle vat hulle Britse pensioen, wat jy weet jy in 'n pondok moet bly in Engeland en dan gaan bly hulle soos konings in Turkye. Dit is presies dieselfde met ons. Ek meen enige Brit, enige Amerikaner wat hiernatoe kom is 20 keer ryker as wat ons is. En dit is kyk, Turkye se ekonomie is nie great nie. Daar is maar politieke weerstand soos wat ons ook maar het. Hulle sit baie met dieselfde struggles wat ons het, maar op 'n manier kom hulle op 'n ander manier aan die ander kant uit. Dit klink of hulle mekaar hulle Turkse lira is 1 tot 1 tot ons. Ek meen waar hoor jy van 'n land waar jy gaan en jy kan ruil rand vir 'n lira. So dit is alhoewel hulle nou besef het maar hoor hierso ons kan nie so aangaan nie. Ons moet euros, dollars. Kyk, hulle wil mos deel van die EU. Dit is mos nou al 'n paar keer probeer. So as ek aankoop, koop ek in euros. As jy op die straat is, koop jy in euros. Jy kan in liras in euros koop. Hulle aanvaar albei geld hier en dollars ook. So ja. So Turkye baie interessant. Ander lande, jy het Israel genoem, so my pakkie produkte wat ek verkoop is jou voer en jou drinker toerusting kry ek van Tafsan af, jou voer avogare, die silo's en daai goedjies kom al van Turkye af. En omdat hulle in Europa is, moet hulle aan die Duitse standaard TÜV voldoen. So dit is ook altyd vir my 'n ding, as jy dink maar wat se standaard het hulle? Jy weet hulle het die hoogste standaard wat daar is. Dis soos TÜV is soos ons SABS. En dan as dit kom by die ventilasietoerusting is ek een van die verskaffers van Manters. Dis 'n Sweedse maatskappy, maar hulle het so 'n paar jaar terug 'n Israeliese maatskappy oorgekoop met die naam van Routem. En ja, so die rekenaars kom streng gesproke van Routem af in Israel.
die fans en die winches wat ooptrek en sulke goedjies kom van Swede af of in Italië. Die basis is in Swede, maar hulle fabrieke is in Italië. Ja, en dan het ek my ligte kom van Duitsland af. Dis 'n geaffilieerde, dis 'n spesiale lig net vir hoenders. Wat daai spektrum wat ek vroeër vir jou gesê het, Ja. wat fokus op dit. Dis 'n afliaal van Philips. Dan kry ek van my produkte van Nederland af en China af. En dan jy sit hierdie goed aan mekaar. Ja, wat so is die kyk so ek wil sê daai customization komponent, jy Yes. kan die beste van die beste gaan haal. Yes. Maar wat is die uitdaging om daai Jong, dit as is iets dit verkeerd is, gaan dit met een van die goed? Nee, dit is ek is baie bevoorreg met my verskaffers wat my ondersteun. Ek wou jy het 4 of 5 keer die Ja. breinkrag ook. Dit is jy ja, maar om daai pakkie bymekaar te sit is redelik uniek. Al die ander mededingers waarmee Big Dutchman en Plason en al Big die ouens Dutchman wat deur die Duitsers besit word. deur die Duitsers besit word baie snaaks. Ek het onmiddellik gedink is Hollanders. Ek gaan 'n steekie inkry. Dit is Ja. een van die grootste maatskappye, maar hulle vervaardig nie baie van hulle eie produkte nie. Ek sien. Maar dit is soos enige groot maatskappy. Jy sien ietsie mooi of ietsie wat goed werk en jy koop dit oor. Hulle is groot genoeg om dit te doen. So Yes. en dis waar ek probeer regtig altyd om die beste pakkie bymekaar te stel, soos ek net nou vir jou gesê het met die karre ook. Ek meen dis almal het nie 'n of die ultimate projek of produk of Ja. pakkie wat hulle bymekaar kan sit nie. Jou grootste ding is om daai pakkie te laat werk. Ja, Maak ja. werk vir die boer. So my slogan soos ek net nou vir jou gesê het, farmer to farmer of van die boer aan die boer. Ja, ja. En dit is En regtig en jy self een. Dit is altyd wat vir my ek sê altyd uit die mond van die suigling. Jy kan dit nie. wat vir my altyd frustreer het as boer is dat tegnologie kom in en dan wil die ouens altyd die tegnologie aan jou afsmeer, die verskaffers, maar hulle het die toetse wat oorsee obviously almal Ja, doen. uit die brosjure gelees. Uit die brosjure gelees, maar wat werk in Amerika of in Europa werk nie hier nie. Ja. So ons is redelike unieke klimaat. Ons kan 'n wintersdag van 5 grade hê of 'n minus 13 al hier in Klerksdorp en dan in die dag is dit 20 grade. Dit besef nie die Europese nasie besef dit nie. Ja, ek weet, Hulle het 'n mooi konstante temperatuur. So dit het my altyd frustreer ten opsigte van bring nuwe tegnologie in en dan het ek altyd vir ouens gesê ja, kom sit dit verniet in en dan sal ek vir jou sê dan toets ons dit. En toe ek die maatskappy begin het, toe besef ek was nie altyd jy kan nie al jou produkte weggee nie om te toets nie, want elke boer wil dit self toets op sy eie plaas. So naderhand doen jy is jy 'n non-profit. Ek wil net sê charity. So maar dit het nou die voordeel vir my gegee om elke produk self te toets. En dis waar ek gesê het, toe ons die produk insit en ons vergelyk dit teen die beste van die beste wat ek op my ander hokke ingesit het, sê ek maar jy het nie ietsie slegs, jy het nog wel 'n goeie ding jy weet. So die ouens skiet dit altyd af en met kwaliteit die goedjies want hulle dink Turkye, wat Turkye? En dan werk dit. Daar sal altyd 'n dryf wees tussen koste en kwaliteit. Ja. Daai weegskaal, jy gaan daai gelukigheid gaan nie, so ons sê altyd as jy wil almal gelukkig hou, verkoop romies. So om daai balans te hou is my belangrik. So die koste en die ouens daar is ouens wat pryssensitief is. Maar ons boerenasie, nou gaan seker boere my klomp boere my skiet, maar ons boerenasie so ons wil graag altyd die beste hê. Jy wil 'n beter produkkie as jou buurman. So daar's 'n meetkompetisie. Ja, jy wil goed betaal daarvoor, maar daar is tog 'n kwaliteitskomponent ten opsigte van die koste want jy wil vir die boer sê maar jy het bietjie duurder betaal, so die duurder prys is sê vir jou dadelik ja maar dis 'n hoër kwaliteit produk wat dit nie altyd is nie. Want die ou wat hom aan jou verkoop het ook 'n wins wat hy maak en hy sit dalk 'n 35% op, wat die ander ou 'n 10% op. Jou ouens wat in die hoenderhokke of jou voormanne is ons praat van stockmans. Nou ons het te sê 'n stockman word nie gemaak, jy word gebore. So jy kry net van daai ouens wat 'n aanvoeling het vir dit en as jy die regte jockey het, maak nie saak wat se toerusting jy het nie. Ek sê dit en ek sal dit nie met enige skaamte sê nie. Ek wil graag sê my produk is die beste, maar op die einde van die dag dis 'n hoender wat net een bak wil eet. En daar is klein goedjies, ons gaan nou daarby kom, maar almal het goeie produkte. Ja. Daar kom baie produkte van China af in
wat weer eens, dis 'n goeie produk, maar hy het 'n sekere leeftyd. Hy het 'n korter leeftyd. So jy betaal dalk 70% van die koste van die dierproduk, maar sy leeftyd is 50. Ja, so dit is daai opsie moet mense ook net altyd net ook oorweeg. Ja, so as ek kom by die tegnologie. Kom ons praat 'n bietjie, ek wil vinnig jy het die hoenderbelt. En dit klink nou vir my die hoenderbelt is in die Bybelbelt. So University of Georgia. So vertel ons 'n bietjie wat daar So gaan. toe ek klaar by die Universiteit van Pretoria was, my landbouekonomie graad gedoen het en ek het plaas toe gekom soos ek nog gesê het, ons het die geleentheid gehad, sit die eerste omgewing vir rokke op en eers ons sukkel. En niemand hier weet regtig nie. Jy kry al die kennis van oorsee af, kom hiernatoe, doen 'n paar verstellings, jy 30 dae om te kyk of dit werk of nie, en dan werk dit nie, dan sit dit weer die volgende siklus en die volgende siklus. En toe het ek met 'n ou, en tot vandag, ek het hom 'n paar jaar terug al gesê, en ek sê dit vandag nog vir hom, toe het ek met 'n ou kontak gemaak, Michael Zarek, so hy's 'n pluimvee ingenieur, wat mense nie sommer dink, wat 'n pluimvee ingenieur. So, hulle werk is, Met rasse. Is, nee, voerbakke. Dis ingenieur van waaiers, inlate, alles wat die toerusting behels. Wat die hoender affekteer. En met die rasse se tegnologie ten opsigte of die improvements in opsigte van ligte programme soos ek net nou gesê het, on-farm hatching, ons sal nou net gou vinnig daaroor praat. So die ou het regtig my lewe, ek het hom 'n e-pos gestuur en onmiddellik reply terug. En ek en hy het begin gesels en hulle het 'n kursus, 'n winter en 'n somerkursus. Ongelukkig is nou teenoorgestelde van ons seisoene. En ek het hulle winterkursus hier gedoen en toe gedoen ek die somerkursus in Georgia by die universiteit. Toe altyd die akkreditasies gekry agter my naam. En van daar af toe kon ek nou ordentlik begin konsulteer want ek het iets agter my naam. Ek praat nie net uit my ervaring uit nie, maar ek praat uit fisiese kennis uit. Yes. En hulle het 'n website poultryventilation.com en daar's letterlik enigiets wat jy wil weet oor ventilasie of so ek wil sê as jy 'n hoender enigiets met 'n hoender te doen in Suid-Afrika gaan poultryventilation.com. En hulle het tools of apps wat jy op jou foon kan wat jou ventilasie uitwerk en sulke goedjies. Die ouens bly Michael Zarek was al so 2 keer hier by my gewees hier wat hy kursusse kom aanbied het verlede jaar ook. So kom hou 'n bietjie vakansie, doen 'n bietjie Tuurlik. So ek dink dit is koud daar hè in die winter. Dit is koud. Dit is ek meen dit sneeu. Alle strukture is bietjie anderster om te kompenseer vir die sneeu. So maar dit is koud, maar is ook nie ons koud nie. Ons koud is 'n ander spesiale koud. Daai droë koud is anderster, ja. So Universiteit van Georgia is altyd hulle lê naby aan my hart. Daar is verskillende universiteite, Universiteit van Auburn, elke universiteit het 'n pluimvee kursus en ek raak verskriklik passievol oor pluimvee spesifiek in Suid-Afrika en ek voel daar's 'n redelike leemte. Voordat jy 'n veearts kan word in Amerika, 'n pluimvee veearts, moet jy deur die poultry ventilation kursus gaan. Pragtig. Jy moet deur sy klasse, jy moet die klasse loop. So toe ek al was, het ek saam met veeartse gesit in die klas. Ongelooflik. En ons het dit nie hier nie. So 'n pluimvee veearts kry haar graad by Onderste Poort of hy sy graad en kom op 'n plaas en ons sê altyd when in doubt use ventilation. So dis wat die veeartse doen. So wanneer hulle nie seker is wat gaan aan nie, dan bly hulle dit altyd op ventilasie. So omdat dit so groot impak het op die hoenders. So en dis waar ek voel ons het 'n groot, daar is nie kursusse nie. Ek het eergister, as ek dit elke dag kan sê en ek kan ergens op iemand se oor val, ons kort pluimvee ouens wat uit die skool uit gaan en die geleentheid vir ouens wat nie dalk die geleentheid om in die universiteit toe te gaan nie, is dit ek het vanoggend met 'n vergadering gehad wat direk uit die skool uit gegaan het en deur die ranks gegaan het en hy's nou 'n ops manager vir die hele Supreme se pluimvee of die breeder eenheid. En dis altyd ek sê maar as daar ouens is wat ek meen boekhouers kry nie werk nie, dokters kry nie werk nie. Maar hier's 'n geleentheid. Ons weet mos nou waar die gaap is. Ek meen jy kry nie TA's nie, jy kry nie voormanne. Ek kan nou my telefoon optel en 10 boere bel en hulle almal gaan vir my sê hulle soek 'n voorman. Daar is nie.
So dit is ietsie wat Ek jy se naai tyd as ek klaar toerusting verskaf het, sal ek graag handel gaan om mense op te lei. So nou genoeg nou van die oorseese ouens. Wat se plaaslike verskaffers? Trots Suid-Afrikaans. Trots Suid-Afrikaans, ek is weer eens baie passievol ten opsigte van die maatskappy se naam is J van Galen. Hulle is ook van Hollandse afkoms. Chris van Galen, sy pa, ook weer eens, ek dink hy's in die 80 elke oggend by die ding, hulle is in Germiston geleë. Hulle verskaf omtrent 80% van die pluimveemark met staal, voerpype, hybride toerusting. Toe ek my besigheid begin het baie van my verskaffers my gesê, maar hey, jy kan nie hoenders boer en toerusting verskaf nie. Jy moet een van die ander doen. Jy kan nie altyd doen nie. En so ek het redelik in die leeukuil ingestap en Chris van Galen was een van die enigste, hy verskaf van die grootste ouens, Big Dutchman, weer eens, ek gaan koop by hom 'n pyp en Big Dutchman koop by hom 'n pyp, maar is dieselfde pyp. Wow. Verskillende kleure. Ja. En hy het my met oop arms ontvang en ek het begin met 'n kontantrekeningkie waar ons nou R1 miljoen 'n maand se besigheid met hom doen. En dit wil ek sê trots Suid-Afrikaans. En baie krediet aan die ou om hy was nie te groot en te belangrik vir jou. Nee, glad nie. Daar geen kliënt is vir hom. Maar vir hulle was dit 'n perspektief van ek kom met kennis van ventilasie en ek ry nie gewoonlik so 1 of 2 keer 'n week of elke tweede week ry ek vroeg die oggend, vertrek hier 4:00, 6:00 kry ek kom by sy dan sluit hy al die plekke oop en dan praat ons oor die bedryf. Yes. En ek bounce 'n bietjie idees van hom af van goeders wat mentor klankbord. Ja, mentor klankbord, maar goedjies wat ek sien wat ek graag wil inbring in my produkte. En dan sê hy, "Jesus, hy het nooit daaraan gedink nie." Dan kan hy nou tune hy en nou dan weer tune hy nou weer en hy van die produkte gee dan spesiaal net vir my. Ek het my eie produk wat my dan bietjie buite die ander ouens sit. Ja. So ja, van Galen, die ouens wat die elektriese panele maak, ook weer vanoggend met hulle gesit, EID Electric Automation Designs, hulle sit in Randfontein. En ja, bou die elektriese kaste. Dit is as jy daai kas oopmaak, enige ou wat so 'n kas oopmaak, gaan met sy mond oop staan om te sê my hel, hierdie tegnologie en die drade en die goedjies wat jy praat van bondels kabels wat sensors en net om so vinnig, ek meen ons weeg die hoenders outomaties in die hokke. Ons weeg die voer, ons meet die waterinname, ons meet CO2, windspoed, temperatuur. Daar is soveel sensors. Yes. Jy kan ligintensiteit meet. Daar is soveel sensors na hok. Dit is net amazing. En is also available op jou vinger op jou fingertips op 'n app. Ja. Wat kos so hok? Wat kos so 'n bondel rawwerk? So 'n bondel op die oomblik hang af hoe dik checkboek jy het en hoeveel tegnologie wil jy insit, maar ons werk op die oomblik so as jy 'n hele totale turnkey projek, want jy het eintlik dan 3 komponente. Jy het jou vaste faset in opsig van die omheining, jou generator, jou biosekuriteit aanleg, jou verhitting. Daar's 'n klomp buiten dit wat die hok en dan die toerusting. So as jy dit in 'n gemiddeld vat, praat jy van tussen 8 en 10 miljoen rand huis. En dan is jy ready to rock and roll. Dan is jy ready to huis. Ekonomiese eenheid is so 300,000 hoenders, sal ek altyd sê, die mark groei, maar dan praat ons van so 6 hoenderhuise. En ja, ek sal dan sit jy omtrent so 50 tot 60,000 hoenders in 'n huis. Ek sien. En jou payback op daai daar's 'n netelige saakie. So in 2006 was ons payback so as jy nie finansier nie tussen 5 en 7 jaar. Okay. As jy gefinansier het, is dit dubbel. En ek sal omtrent sê nou tussen 10 en 15 jaar, maar elke boer het sy eie gebruik jy hokke, die infrastruktuur of die kapitale uitleg op af te skryf teen inkomstebelasting. Ja. Ek sit met mielieboere wat
die hoendermis. Hulle sit hoenderhokke op net vir die hoendermis vir die kunsmiskompanie. That's it. So hy kyk nie eers na die inkomste van die hoenders. Hy soek net daai kunsmis. Daai is vakansiegeld. En vir die beesvoer. Jy 'n hoenderskei 'n redelike klomp proteïene uit wat jy kan gebruik vir beeskos. Ja. So dit is daar's verskillende, elke boer se behoeftes is anders ten opsigte van payback. Yes. Wat my bietjie bekommerd en my hartseer maak is daar's nie nuwe intreders in die mark nie. So die groot ouens weer eens soos die melkbedryf, groot ouens wat groter Konsolideer, kleinhoutjies val in die kleinhout. sit. So dis hartseer, maar Laaste ding, ons sal hom net subtiel inslip, nê. Ek wil net oor die suppliers, Penta en okay, So ja, Penta Motors, Piet hulle hier in sy span. Ek het 'n rukkie terug, ek meen mense klim in, mense dink altyd, ek wil nie die name noem nie, maar jy koop die mees verkoopte bakkie in Suid-Afrika. Ons weet wie dit is. Ja, so dan dink jy dis gesteelde bakkie ook. daai netjie. En jy koop kwaliteit, hy kom met 'n prys. Maar vir my vir 'n besigheid wat redelik jonk is en ek moet diversifiseer in my bakkies. Ek kort 3-4 bakkies in 'n dag wat met rondry Johannesburg toe na my kliënte aflewering en so aan. So ek het altyd vasgekyk in daai en op 'n stadium toe dog ek myself, "Jesus, weet jy wat, kom ek koop 'n Mahindra en kyk hoe gaan dit." En een gekoop en toe word die 1-2 en toe word die 2-3 en so groei ons ding en ek het 'n verhouding met Piet opgebou wat vir my ek dink dis een van die Mahindra handelaars wat hulle storie ken as dit kom by die Mahindras. Daar is ongelukkig elke mark het sy of elke brand het sy foute. En as dit nie vir Piet was en vir Penta nie, dink ek sou die prentjie dalk miskien anderster gewees het. Maar die support as ek my bakkie inbring, het hulle altyd vir my 'n leen bakkie. So ek staan nooit nie. Ja. As daar 'n fout is, jy weet, druk hy altyd. Hy kom soek nooit die fout by my vir 'n warranty claim nie, hy gaan soek hom by hom. So Dis weer daai persoonlike verhouding. Ek is een hand was die ander hand. En wat Penta doen vir ons omgewing, vir die gemeenskap. Ek het gister toe sê ek en dit kom weer eens terug na die leer aspek toe. Hulle is betrokke by van die hoërskole wat hulle apprenticeships gee vir 5 persone byvoorbeeld, een vir boekhouding, een vir mechanic, een vir dit, een vir dat, sales ou wat ook al. Ek meen en jy moet dit in die hoërskole begin dryf. Daar is 'n ou wat dalk passievol is om motors te verkoop en hy kry geleentheid om by Penta aan te sluit en so hulle investering in die gemeenskap is vir my ook dis moeilik. Jy kan nie 'n waarde daaraan koppel nie, maar dit is vir my lekker om te sê ek is geaffilieer met Penta. Yes. So die produkte wat hulle verkoop, ek dink spreek boekdele vir wat hulle doen. Laaste vraag. Ons het nou 'n paar baie interessante wyshede gedeel. Ek sou sê kom ons terug na daai kind in die hoërskool of wat ook al. 3 tips. Wat om te doen en wat om nie te doen. Het sy in die lewe of in besigheid? Wat sou jy sê? Jong, een van my eerste goedjies wat ek sal sê is kies jou kliënte. Ek in ons bedryf jy werk met groot geld. Mense wat dalk altyd jou goedheid advantage van vat. So ek sê altyd, jy weet, jy kry daai persoonlike verhouding met 'n boer, gaan sien hom en som hom op. Trust your gut. Som hom op en Moenie net sales. Ja, tweede ding wat ek sal sê is weet waar om te stop. Weet waar is jou gemaklike plek om te stop. Ten opsigte van ons almal wil die nommer 1 verkoper wees van bakkies of toerusting of iets. Ek meen dis in ons entrepreneur in ons gut, in ons DNA. Ja. Om te sê maar ek wil die hele markaandeel besit. Daar's genoeg stukkies van die paai vir ons almal. So wees in beheer van jou besigheid en opsigte van moenie te vinnig groei nie. Kyk kat uit die boom uit en weet waar om te stop. Ons is so geneig om onsself uit te brand. So vir 'n jong ouetjie wat aangaan, ek meen dis lekker om daai go-getter attitude te hê. Ek meen ons het dit, maar
weet waar om te stop. Ja. So Maar pos nommer 2 is onnodig. ja, dit is lekker, maar ja, dit kos jou altyd geld. So en dan ek sal sê is kry iets, die derde ding is doen waar jy passievol is. Kry vir jou werk, kry vir jou 'n hobby waarvoor jy passievol is. So, kry daai balans tussen werk en speel. As dit kom. Net werk is sleg, net speel is sleg. So kry daai balans. Ons leef net een keer, maar daai balans is ek dink redelik belangrik. Familie, daai ekstreme. Ons het so getouch oor die geloof Turkye en almal dink altyd daai ekstreme geloof, daai soos jy nou sê is as jy dan moet jy omdraai. Ja, en jy het gesê ons gesê nie Turk nie. Ja, nee, ek het nie gesê Turk nie. Ja. Kobus, baie dankie vir jou tyd. Dit was so 'n insiggewende gesprek en sterkte en ek's trots Suid-Afrikaans as my sulke stories hoor en ek hoop regtig jou besigheid gaan van krag tot krag. Waardeer. Dankie. Pak.